Ons is vanaand op deel 2. Op deel 2 vanoggend van jou net uit te gooi. En ek wil met u vanaand gesels uit Johannes 21 vanaf vers 3. Johannes 21 vanaf vers 3. Nou net om vir 'n bietjie konteks te gee van hierdie gedeelte. Hierdie is nou die gedeelte net na Jesus dan nou of nadat hy nou in die graf was en hier het hierdie disippels nou geen meer idee wat om volgende te doen nie. Hulle is so bietjie verlore. Ons het so op 'n stadium met ons gesê ons is lost. Weet nie of jy al ooit gesê het ek is so bietjie verlore nie. As die GPS so bietjie sein verloor, as jy in die middestad ry, dan raak jy so bietjie op jou senuwees, nê? En dan weet jy nie waar jy afdraai nie. En dan weet jy nie waarheen om te gaan nie, jy kan nie direk teruggaan van waar jy gekom het nie, maar jy het 'n halwe idee van waar jy gekom het, so jy probeer in 'n nominale rigting te ry. Was jy al ooit verlore in die stad gewees? Ek praat nou van Johannesburg. Pretoria is daarom oukei, die middestad vir my daar is oukei, maar Johannesburg se, dis chaos. Dis chaos, dis 'n mislike plek. Ek hou niks, as iemand vir my sê ek moet middestad toe gaan, ek sê hou maar verby. Ek gaan nie daarin nie, dit is chaos. Dit is 'n probleem. Is daar iemand van u wat al ooit so verlore geraak het, dat u gedink het, ek draai eerder terug van waar ek gekom het, want ek gaan nie die pad hier uitsien nie? Is daar iemand wat dit al gedoen het? Joshua, ja, want hy het baie vinnig opgedraai. Ja, ag ek kan dit nou maar sê, daai aand, toe ons op pad see toe is, en ons ry daar verby daai potholes. Kyk, dit was my baie traumatiese ervaring, vir hom en sy ma. Sy ma sê nee, draai terug, ry 'n ander pad. Ek sê nee, ek het klaar kom met aan hierdie pad. Ek gaan ry. Ek ry eerder stadiger, maar ek gaan ry. Ek gaan nie terugdraai van waar ek gekom het nie. Ai, sy bome en al pad nog so toe. Mama, ek wil nie meer see toe gaan nie. Maar uiteindelik, toe ons daar kom, toe wil hy nie terugkom huis toe nie. So, dit was toe nou nie so bad, hy het dit daarom oorleef. Maar baie keer kom ons op hy plek, nee. As ek nie meer daai leiding het nie, en ek het nie meer daai ou wat my gementor nie, of die GPS verloor sein, of alles is af, en ek weet nie waarheen om te gaan nie. Dis partykeer wanneer Eskom die krag afsit, dan soek mami vir papi, en papi soek vir mami daar in die huis. Mami, is jy nog hier? Is jy nog hier? Ek hoor jou en ek sien jou nie meer nie. Ek hoop maar net dat ek van jou weet. Johannes 21 vers 3 sê, Simon Petrus sê vir hulle, ek gaan visvang. Hulle sê vir hom, ons gaan ook saam met jou. En hulle het uitgegaan en dadelik in die skei geklim, en in daardie nag het hulle niks gevang nie. Vers 4. En toe dit al dag geword het, staan Jesus op die strand, maar die disippels het nie geweet dat dit Jesus was nie. Nou, ek wil hê dat terwyl ons hier stil staan vanaand, wil ek net gou die aandag daarop vestig. Op vers 3 sê hy, dat hulle het weer gaan visvang. Hulle het weer teruggekom van waar hulle was. Nou, ek weet nie of jy al agtergekom het nie, baie keer wanneer ons tot bekering kom, en dan gebeur daar iets in ons backslide. Ek het vanoggend, toe sien ek hier's mense wat altyd voorgesit het, wat agter toe skuif, toe wou ek vir hulle vra, as julle nou besig om back te slide. Jy weet, dis nou, hulle sê mos dit werk so. Hou sit voor, en dan bietjie agtertoe, en bietjie agtertoe, en eventueel sit jy in die laaste bank, en dan sien ons jou amper nooit weer nie. Nou baie keer met ons gebeur dit dieselfde. As wanneer ek tot die Here kom, dan kom daar 'n oomblik wanneer ek so bietjie backslide. Het u van julle ooit gebackslide? Ja. So bietjie teruggeval en dan gaan ek terug na my default settings toe. Of ek dink natuurlik dit is my default settings. Ek gaan na dit wat ek dink is reg en dit wat ek dink my iewers heen gaan vat. En op hierdie stadium is Petrus in dieselfde bootjie, nou is dit Simon Petrus, vanoggend het ek meer gesê Simon, maar vanaand is dit Simon Petrus, en Petrus, hy weet ook nie meer wat om te doen nie. Ja. Want die ou wie hy nog heeltyd gevolg het, is nie meer daar nie. En nou wat doen hy? Hou hy aan met hierdie pad? Hou hy aan? Of gaan hy terug van waar hy gekom het? Dit is baie stil vanaand, ek is bekommerd. Hy gaan natuurlik terug van waar hy gekom het, want dit was sy bekendheid gewees. Ek en hy het baie keer dieselfde ding, en dan as ek daaraan dink, dan wanneer ek iets verkeerd gedoen het, en ek soek 'n bietjie vertroosting,
dan gaan ek terug na die dingetjies toe, wat my eintlik van Here af weggehou het. Ek kyk vanmiddag, kyk ek 'n video van 'n predikant, en hy sê, dat sonde werk partykeer, dat dit is, ek gaan nou 'n simpel demonstrasie probeer doen, maar dit was vir my so mooi. Hy sê partykeer, sê nou hier is die sonde, en my wysvinger is u, dan het iemand waarsku jou, dat as jy nie gaan pas op nie, dan gaan jy terugval na jou sonde toe. En wat ons gewoonlik doen is, ek raak so 'n bietjie aan die sonde, is dit nie? Is dit nie? En dan kom die waarskuwing weer deur hy ou, of hy, jy maak moeilikheid. Pas op, die sonde lê en loer vir jou. En dan ewe skielik, dan begin dit meer, die ritme meer en meer, en meer, en meer, en meer te word. En op 'n stadium, dan gryp ons die sonde aan. En dan kom die waarskuwing weer deur, en dan sê ons, maar ek kan dit nog los. En op 'n stadium kom dit, dat die sonde ons gryp. En dan probeer ons om los te kom, en ons kom nie meer hier uit nie. Dan is dit nie meer maklik om terug te kom nie, want nou is ek vasgevang. En kind van die Here, dieselfde hier met Petrus, is dat hy het nie geweet nie, en sy hoop en sy vertroue en sy mentor en sy leier is nie meer hier nie. So nou waartoe gaan hy? Hy gaan na dit wat hy geken het. En eintlik, soos nou vanoggend kan onthou, dat die Here Jesus het eintlik hom uitgelei, hy het hom eintlik aangestel as 'n visser van mense. Die Here Jesus het lankal al 'n plan gehad, dat hy nie eintlik hier op die skytjie moet wees nie, maar dat hy eintlik moet by tussen die mense wees, om die evangelie boodskap aan hulle te bring. Maar baie keer dan kom ons op daai plek, waar ek dink, Here, dalk is ek nie meer goed genoeg nie. Dalk kon ek dit net gedoen het, saam met hierdie persoon, en nou dat hy nie meer hier is nie, nou kan ek dit nie meer doen nie. Here, ek het so bietjie my visie verloor. En wat gebeur gewoonlik wanneer ons teruggaan na ons eie, soos ons eie koppe volg? Dit werk nooit weer uit nie. Dit werk net nooit weer uit nie. En hoor wat sê hy, en dit het al dag geword, en die vorige skrif sê, hulle het die hele aand probeer weer vis vang, en hulle het nie vis gevang nie. Met ander woorde, hy is ook nie eers meer so goeie visserman soos wat hy was nie. Hy sukkel weer om vis te vang. Hy moet weer van vooraf leer. En ag kind van die Here, baie keer kom ons op 'n plek waar ons dink, Here, as ek een keer gestruikel het, dan kan ek nie weer terugkom nie. So dan bly ek maar hier. Ai, foei toe. Dink jy ooit, en ag as ek dit vanaand vir u, en ek wil dit in 'n mooi manier vir u stel, dink jy ooit dat die Here sy rug op u draai? Dink jy ooit dat die Here Jesus sy belangstelling in jou verloor, en dink, ag, hierdie ou het gebackslide, hy's nou weer terug op die viswater, hy gaan nou maar weer sy eie kop vol. Kyk gou wat sê Johannes 21 vers 4, en hy sê, toe dit dag geword het, staan Jesus op die strand. Maar die disippels het dit nie geweet nie. Hulle het nie gesien dat hy op die strand kom staan het nie. Moontlik was hy te ver gewees, of moontlik was hulle te mismoedig om te sien, dat Jesus eintlik al hier aan die kant staan. Baie keer verloor ons 'n bietjie perspektief van wie Jesus in ons lewens is, wanneer ek hom verlaat. Dit sou makliker vir die disippels gewees het eintlik, om maar net by mekaar te gebly het en te gesê het, luister, kom ons probeer maar, kom ons bid maar, kom ons probeer iets anderste, maar nee. Ons gaan eers terug na dit wat ons ken. Ag, ek weet van baie mense wat by die Here uitgekom het, en dan val hulle terug in die wêreld in, en dan is hulle weer terug agter die goedjies in waar hulle was. Ek onthou 'n tyd in my lewe, net toe ek my hart vir die Here gegee het, was so 18 jaar oud, het ek gedink ek gaan opnuut die Here dien. Op 15 jaar oud was ek gedoop, en as jy gedoop is, dan gaan jy almal aan die brand steek. Is dit nie? Ja. Nou is ek reg. Nee, 18, 19, kry ek so 'n bietjie voete van klei, en nou val so 'n bietjie terug. En hier by 21 begin die Here weer met my hart te praat, en ek was nooit ver weg nie, maar ek was ver genoeg weg. Nooit te ver nie, maar ek kan vir jy sê, ek was op die skei, ek het weer probeer visvang. Ek was nie op die plek waar die Here met my werklik kon ontmoet nie. Ek het wonderlike ontmoetings gehad in my matriekjaar met die Here, wonderlike tye gehad, maar my hart was nie reg nie. Die Here het na my gesmag, maar my smagting was nie altyd dieselfde nie.
En op 21, 22 jarige ouderdom kom die Here weer terug in my lewe en herskep wie ek was. Maar voor dit was my perspektief nie op Jesus gewees nie. My doel was nie om Jesus en die Here te dien met alles wat in my was nie, want ek het probeer om myself te bevredig. Dit wat ek gedink het ek behoort te doen. En hoor gou hier, kan ek dit net vanaand vir julle sê, ons wil, is nie God se wil nie. My wil was nie om God in alles te dien in daai oomblik van my lewe nie. Ek was okay om kerk toe te gaan, ek sou die kerk in gestap het. Maar ek kan nie beloof, dit was nie wat die Here van my wou gehad het nie. Ek was so 18, 19 jaar oud en dan geskies ek deel dit met u vanaand, maar dis een van die kosbaarste getuienisse wat ek het. Ek staan in 'n jeug, met die jeug saamtrek wat ons gehad het in Brits. En ek staan so agterlangs. En dis 'n Vrydag aand en ek glo meestal van u sal onthou dat daai jare, wel dit is nou nie meer so lank terug nie, dis nou net so amper 'n paar jaar terug. Maar 'n paar jaar terug met jeug saamtrekke was dit soos 'n diens gewees. Ons het diens gehou. Dis hoe ek geleer het, dis wat ek geken het, dis hoe ek het verstaan het. Ek het niks anders te geken nie. Ek wou niks anders te doen nie, dis hoe dit was. En een kyk na my, een van die jeugleiers kom na my toe na die tyd en hy sê, hey Boeta, hy sê net veronderstel om hier voor te wees. En ek dink, Here, ek weet eintlik wat hy vir my sê, maar jy weet as jy partykeer net wil hê, iemand moet net vir jou die plan kom gee. Nee, Here, dit is eintlik wat hy vir my gesê het. En ek sê vir hom, wat moet jy oom? Hy sê, nee, gaan bid. Gaan vra die Here wat hy eintlik vir jou wil sê. En nou dink ek, Here, ok, ek gaan die vra, en vir 3 maande vra ek, en in daai 3 maande se tyd kom die antwoord nie. En as die Here se antwoord nie vinnig genoeg is nie, dan gaan ek mos terug na wat ek geken het voor die tyd. Is dit nie? Partykeer voel ons die Here se antwoord vat net te lank. Here, ek het al hoe lank terug gebid. Here, ek het al hoe lank terug vir U gevra. Here, ek het al hoeveel keer die skrif beredeneer en probeer uitlê en ek verstaan net nie die plan nie. Kan ek vir julle ietsie sê? Iemand het dit met die naweek het ek dit gesien, dit was my weer ook so mooi. Sê dat as die Here vir ons die uiteinde van die plan moes gegee het, van die begin af, sou ons nie geloof gehad het. Amen. As iemand vir jou die padkaart gee, dan het jy nie nodig om op enigiets anders te vertrou nie. Ja. Maar as iemand vir jou sê, luister, jy moet by die eindbestemming aankom, maar ek kan jou nie vertel hoe jy daar moet uitkom nie, dan moet jy begin bid en jy moet glo tot jy daar uitkom. Yes. Baie keer ry jy op 'n pad en jy dink, Here, ek is so 'n bietjie verlore, maar ek moet by die plek uitkom en ek is nie seker hoe gaan ek hier uitkom nie. Ja. Ek onthou een aand moes ek terugry van Brakpan af. Here, dankie dat U my deurgedra deur Brakpan. Moes deur Brakpan van Springs af deur Brakpan terugry Jamestown toe. My foon gaan af. My GPS is weg. Dis donker, dis hier 11:00, 12:00 die aand. Ek het nie die halwe idee van waar ek is nie. Ek het 'n halwe idee waar ek is, maar ek het 'n halwe idee waar ek nie is. Nou wat ek kan doen in daai oomblik is Here, help my. Here, lei U my. Here, stuur U my net, bring my net tot by 'n bekende pad, dan sal ek okay wees. Maar jou geloof is nie groter as jy die pad ken nie, maar as jy nie die pad ken nie, dan is jou geloof groot. Here, as ek nie die uitkomste ken nie, dan gaan ek glo. Maar as ek die uitkomste ken, dan is my geloof minder. En moontlik, omdat Simon geweet het, of Petrus geweet het, as ek my net sak, het ek daarmee 'n idee van die uitkomste, ek gaan moontlik visse optrek. Ek het nie nodig meer om op U te vertrou nie, want U is nie hier nie, so ek kan op my eie vermoë staat maak. Kind van die Here, hoeveel keer maak ons op ons eie vermoë staat maak? Ja. Hoeveel keer probeer ek nie vir die Here te sê, Here, ek dink ek moet hier langs beweeg, of hierdie gaan vir my werk, of daai gaan vir my werk nie. En dit kom so, dat hy nou in vers 5 dan sê, en Jesus sê vir hulle, my kinders, het julle nie iets om te eet nie? En hulle antwoord hom, nee. Nou kan vir sê, Jesus het hierdie vraag tweeledig vir hulle gevra. In die eerste plek het hy geweet, hulle het niks gevang. In die tweede plek het hy geweet, hulle was die hele aand op die skytjie op die water, hulle was nie een keer hier by die of op die kant nie. Hy het geweet, ja, hulle was nie op die strand nie.
Hy het geweet dat hulle was leë hande gewees. He knew it. En hy het hulle as prins gevra. Want hy wil kyk, hoe lyk hulle geloof. En omdat hulle hom ook nie herken het nie, is hulle dood eenvoudig antwoord, nee. Ons het nie. As jy ooit so mismoedig, as iemand jou iets vra, dan sê jy net, nee. Ek is moeg. As jy lus nie, ek gaan niks doen nie, nee. My vrou sê, ek kan baie goed nee sê. Ja. Amen. Sy beander, sy gaan nie eens dit nee sê nie. Ek het dit geleer in my lewe, om nee te sê. Ek het geleer, dat ek kan, daar's baie keer aan net mense, hulle het so ding aan hulle, as hulle nie met jou regkom nie, dan gebruik hulle iemand anders te om jou so 'n bietjie sagkens te hanteer. En dan dink hulle, hy voel tog, jy gaan mos nou nie vir hierdie persoon nee sê nie. En ek het myself vinnig geleer, ek sê eers vir daai persoon nee. Daai wat met 'n sagte hart kom, nee. Ek gaan vir hom eers nee sê. Maar nou ja, in 'n geval. Hulle kom uit die water uit en hulle is leë hande. En hulle het niks. Op hulle eie vermoë en op my eie vermoë het ek absoluut niks om vir die Here Jesus te bied nie. Kind van die Here, hoeveel keer het ons nie al probeer om iets uit onsself uit te maak nie? Hoeveel keer het ons maar nie gedink, as ek maar net hierdie ou plan gaan maak en as ek maar hierdie roete gaan volg, dan sal ek okay wees. En elke keer wat ek 'n roete probeer volg, bly die antwoord net nee, ek het niks nie. I'm empty-handed. My hande bly leeg. Here, ek kan nie visse uittrek nie. Ek kan dit nie by myself doen nie. Vers 6 sê, en hy sê vir hulle, gooi die net aan die regterkant van die skei en julle sal kry. Nou eerstens wil ek net weer by hierdie gedeelte stil staan. Want hier kom die Here in en hy gee 'n bevel. En hy sê verander so 'n bietjie jou approach. Jy het al hoe lank aan hierdie kant probeer vang. Jy het nou agtergekom hier's niks nie. Ag kind van die Here, hoeveel keer het ons nie al by leë stukke uitgekom en ons probeer die ou selfde ding oor en oor en oor en oor. Weet jy, op 'n stadium het ek gereeld, ek glo ons almal bid nog steeds in Afrikaans, maar ek kom op 'n plek in my lewe en ek voel ek bereik net 'n plateau, 'n platpunt in my lewe en ek voel net in my gebedslewe is daar net niks anders te nie. Ek voel net niks nie. Ek kom net nie verby dit nie. En dan kom iemand en die persoon sê vir my, hey, bid bietjie in Engels. Bid bietjie in Engels. En ek dog, okay, ek gaan dit probeer. En nou ewe skielik moet ek dink wat ek bid, want dit is meer 'n rympie wat ek sê nie. En toe ek weer begin dink wat ek bid, toe begin dit vir my bietjie weer lewendig te word. Toe word dit weer vir my kragtig. Toe word daar weer vir my iets nuuts en dit geopenbaar. Jy sien, kind van die Here, baie keer raak ons gewoond aan 'n sekere styl. Ons kom in 'n godsdienst wat hulle eintlik van praat, ons word godsdienstig. Weet jy eintlik is partykeer 'n probleem om vas te wees in godsdienstigheid. Want dan dien ek nie meer God nie. Ek is besig om net 'n klein dingetjie, 'n ritueel te volg, want hierdie ritueel is wat my eintlik veronderstel is om my hemel toe te vat. Partykeer is die rituele wat ons weghou van dit wat die Here vir ons eintlik instoor het. Baie keer om dieselfde roete konstant te volg, is dit wat verhoed dat God se gees ten volle oor ons uitgestort kan word. En omdat ons net altyd in een manier probeer om in te gaan, kom ons nie by die Here se hart uit nie. Weet nie of jy dit al probeer het nie, maar ek wil by God se hart uitkom. I want to fulfill His will in my life. Ek wil hê dat God se wil in my lewe in vervulling moet kom. Nie my wil nie, God se wil. Jy sien, kind van die Here, want daar's 'n verskil. Op hierdie stadium het toe Petrus hulle opgaan, was dit hulle wil en hulle weg en hulle weer. En in hulle weg en in hulle weer kon hulle visvang. Nee, nooit. Hulle kon nie. In ons eie vermoë vanaand, ag kind van die Here, ek kan vir julle sê vanaand, ons probeer baie keer baie hard om baie dinge te doen. Ek probeer baie keer hard om mense te impress. Ek probeer baie keer baie hard, net sodat iemand my moet raak sien hier buite, sodat ek net beter kan voel oor myself. Hy voel tog.
gaan hierdie lewe oor my? Kan ek vir u sê dat my lewe moet getuig van Christus Jesus en hom alleen? Kan ek vanaand vir u sê dat ons lewe is nie veronderstel om te getuig van die rituele wat ons volg en die godsdienstigheid wat ons mee besig is nie. Ons lewe moet eintlik getuig van die goedheid van God in ons lewens. Ons moet eintlik daar buite vir die mense gaan wys dat as ek eintlik op die Here vertrou en dan ontvang ek nuwe krag. Dis nie wat die skrif sê nie, die wat op die Here vertrou kry nuwe krag. En sal opvaar soos arende op die vleuels, op vleuels van arende. Maar baie keer, kind van die Here, dan wil ons in ons eie vermoë probeer staat maak op dit wat eintlik moet wees. Hoor wat sê vers 6 verder. Hy sê hulle toe gegooi en 'n menigte van vis was hulle nie meer in staat om dit te trek nie. Toe Jesus instap en hy sê vir hulle, verander net so 'n bietjie jou perspektief. Verander net so 'n bietjie jou denkwyse. Verander so 'n bietjie jou praat. Verander bietjie jou loop. Verander net so klein bietjie dit wat jy doen. Die approach wat jy het is reg om in die water te wees. Maar waar jy vang, is nie waar ek wil hê jy moet vang nie. Jou vangs is nie die vangs wat ek wil hê jy moet vang nie. Ek gee vir jou vangs net langs aan dit, aan die ander kant van die skei. Kind van die Here, hulle het nie nodig gehad om hierdie skei na 'n volgende area toe in die middel van die meer of hierdie see of die rivier te vat nie. Hulle het net nodig gehad om so 'n bietjie hulle perspektief te verander en die net aan die ander kant te sak. Weet jy of jy al ooit gedink het wat dit gaan wees om net so 'n bietjie ons approach na die Here toe te verander nie? In plaas van op 'n rituele manier na hom toe te probeer kom en net so 'n bietjie na egtheid na hom toe te kom. Just be you this morning or tonight. Net so 'n bietjie ek wees vanaand. Wie is ek vanaand? Wie is u vanaand? Wil jy nie net vanaand net so 'n bietjie u net aan die ander kant begin uitgooi en net kyk of die Here nie eintlik die blessing vir u daar gelos het. Ons tyd 'n manier en ons wil altyd 'n vorm hê. Ek dink in hierdie tyd en as ek dit vanaand, ek sê dit met die grootste liefde. Ek dink die Here wil nie meer hê ons moet vaswees aan vorm godsdienst nie. Die Here wil nie meer hê ons moet soos die Sadduseërs, die Fariseërs, die skrifgeleerdes wees nie. Hy wil nie hê dat ons net sekere ouens moet toelaat om in die huis van die Here te kom en hulle moet 'n sekere ritueel volg en hulle moet 'n sekere ou dingetjie doen en hulle moet op 'n sekere manier ietsie doen. Eintlik wil die Here net hê ons moet so 'n bietjie verby hierdie punt kom en sê, Here, ek gaan my net aan die ander kant uitgooi. Kind van die Here, kan ek vanaand dit vir u sê dat as ons begin om ons net aan die ander kant uit te gooi, kan die Here die vis stuur wat hy lankal beloof het vir hierdie gemeente. Ek weet vanaand vir 'n feit, vanaf ek hier aangekom het in hierdie laaste tyd, ek dink van die eerste Sondag wat ek hier was, het daar 'n woord uitgegaan, wat het gesê is dat ons gaan nog hier binne sit en dan as jy nie vroeg genoeg hier is nie, gaan jy nie jou plek kry nie. Jy moet vroeg by die kerk wees. Nou ek wil vir jy sê, kind van die Here, as ons dieselfde ritueel gaan volg, gaan dit nie gebeur nie. Maar as ons nie vanaand ons net aan die ander kant uitgooi, die gaan ons nie die visse kan optrek nie. Die vis is nie noodwendig die opbrengste van finansies nie. Maar dit is siele wat die Here in hierdie plek wil stuur om tot eer van hom te dien. Dit is eintlik waar dit gaan. Hierdie hele gedeelte vanoggend en vanaand gaan daaroor dat die Here Jesus wil hê ons moet vissers van mense word. Ons moet eintlik ons net uitgooi en met mense begin praat en met hulle deel en hulle nooi en ek weet dit raak vervelig. Maar ek wil vir jou sê eendag, al kos dit 14 jaar, gaan daai persoon sê, kom ek gaan kyk wat daar gebeur en daar gebeur 'n verandering in hulle lewe. Kind van die Here, baie keer kos dit net dat ons net so 'n bietjie ons approach verander. Net so 'n bietjie ons gedagtes verander. Net ons net aan die ander kant afsak. Vers 7 sê, daarom sê die disipel, die een vir wie Jesus liefgehad het aan Petrus. Nou hier is nou weer 'n baie slim en 'n baie goeie ding wat Johannes hier gedoen het. Hy het homself weer hier refreis hy homself as die geliefde disipel. Hy sê vir Petrus, dit is die Here. Wie die kind van die Here eers toe die opbrengste inkom, toe die vis opgetrek word, toe herken hulle Jesus. Is dit nie eers wanneer die Here ons seën, dan wil ek sê, die Here nou het nie my geseën nie.
Here, nou dat dit met my beter gaan, nou is dit U wat in my skeid was nie. Dink jy nie dat hy al lank hier aan die buitekant op die strand gewag het om U te sien nie, maar hy was so besig geweest om op die eie vermoë staat te maak. Ons mis baie keer die seën van die Here. We miss His blessing because we are so focused on the things we want instead of the things that He wants us to do. Yes, amen. Ons is baie keer meer gefokus op my behoefte en my begeerte. Here, dit moet nou gebeur. Soos maar net 'n bietjie kan wag. Here, U is eintlik hier op die strand. Hulle kon hom beter geantwoord het miskien in plaas van hom nee te sê, kon hulle gesê, Here, ons het nie nou kos nie, maar waar? Het U dalk vir ons 'n idee wat kan ons doen om kos te kry? En toe Simon Petrus hoor dat dit die Here is, gord hy sy boorkleed om, want hy was naak en werp homself in die see. Nou hier was hy nie fisies naak nie, hy het maar net sy boorkleed afgehaal, want dit was nou makliker om vis te vang. So hy het dan nog klere aangehad, maar nou net sy boelhy was nou nie bedek nie. En natuurlik uit respek uit bedek hy nou sy boelyf en hy duik in die water en nou gaan hy na Jesus toe gaan. Snaaks hoe dit eers gebeur is Jesus, as ons Jesus herken, dan wil ons na hom toe gaan. Snaaks is dit, as dit is dat ons sien, Here, nou maak jy vir my voorsiening, nou wil ek na U toe hardloop. Is dit nie eintlik snaaks hoe dat ons altyd eers op ons eie vermoë probeer staat maak en as ons vermoë nie werk nie, dan wil ek na Jesus toe hardloop. Moes al die eerste approach nie gewees het eintlik, Here, ek gaan net na U toe, want ek weet dat U vir my die voorsiening gaan maak. Kind van die Here, ons eerste aanvalspunt moet wees, dat ek eintlik op U vertrou ten alle tye. Here, gaan dit goed, gaan dit sleg. Here, het ek baie vis, het ek niks vis nie. Here, het ek 'n skytjie of het ek nie 'n skytjie nie. Here, gaan dit met my finansies, gaan dit met my skoolwerk, Here, gaan dit met my werk, gaan dit goed? Nie altyd nie. Maar op wie moet ek vertrou wanneer dit nie goed gaan nie? Op wie moet ek vertrou wanneer daar verlies in my lewe kom? Sien kind van die Here dat in hierdie naweek of in hierdie laaste week het ons 2 begrafnisse gehad. En ek wil vir julle sê dat ek sien dit meer en meer dat mense wil eers in hulle eie vermoë staak maak. Ons wil nie eers op God vertrou dat hy vir ons 'n weg kan maak nie. Ons wil eers die fout maak en dan wil ons uit die fout uitleer. Is die fout die probleem? Probleem is ons wou eers my eie weg gevolg het. En ek weet dat die Here met die familie is wat hierdie treurige tyd gaan. Ek weet dit. Maar ek kan vir julle sê, kind van die Here, dat baie keer keuses, omstandighede in ons lewens, is deur aksies wat ek uitvoer wanneer ek dit nie moet uitvoer nie. Wanneer ek dink 'n ding moet so wees. Ek weet nie of jy al dit gehoor het nie. Ek dink ons moet links gaan. Ek wil hê jy moet vir my dit doen. Ek. En weet jy op die uiteinde gaan hierdie ek vir my niks beteken nie. Want hierdie ek gaan eendag ook moet voor die Here te stand kom. Maar wanneer ons bid en ons sê, Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Here, wat is die weg wat U wil hê ek moet wandel? Here, wat is dit wat U wil hê ek moet doen? Here, wat is dit wat U wil hê ek vanaand moet hê? Vers 8 sê, maar die ander disippels het met die skytjie gekom en net met die visse gesleep, want hulle was nie ver van die land af nie, maar omtrent 200 el. En toe hulle geland het, sien hulle 'n koolvuur op die grond en 'n vis daarop lê en brood. Jesus sê vir hulle, bring van die visse wat julle nou gevang het. Simon Petrus het in die skyt geklim en net op die land getrek, vol groot visse, 153 in getal. En alhoewel daar so baie was, het die net nie geskeer nie. Jy sien, kind van die Here, iets wat my besonders is van hierdie laaste gedeelte, is dat hulle het gaan tel hoeveel vis daar was. 153 groot visse. Die skrif praat nie van hier, dit was medium. Ek weet as ons winkel toe gaan, dan koop ons gewoonlik 'n medium hyk, of ons koop 'n medium vis. Nee, dis omtrent seker so groot. Is dit nie?
Hoe groot is dit omtrent? Sweet, help my. Maar hy sê dit was groot vis. Nou ek weet nie wat is groot vis in die Bybelse tyd nie, maar ek glo dit was groot. Want hulle het vis gehad. Hulle mere en hulle goed was nie so leeg gevang soos ons in nie. Hulle het volop gehad. Dit was groot visse. En hoor wat sê die skrif hier in die laaste gedeelte, hy sê, en alhoewel daar baie was, het die net nie geskeur nie. Jou uitkomste is lank al daar. Hou op rondsoek vir uitkomste. Jesus wag hier op die strand vir jou vanaand en hy sê, my kind, ek is hier. As jy maar net jou hand in myne wil sit. As jy vanaand 'n bietjie honger het, ek weet nie wie's vanaand honger. Jy is fisies honger. Maar geestelik, as ons vanaand geestelik kan sê ons is honger, kan ek vir jy sê dat die Jesus net hier op die strand vir jou klaar visie aan die brand het. He's already supplied in your need. Wat jy nodig het is om net te kom tot waar hy jou wil vat vanaand. Wat jy nodig het is om net te luister na sy roepstem. Wat jy nodig het om vanaand te doen is om te sê, Here, hier is ek. Here, stuur my. Here, gebruik my tot eer van die naam. Ag, ek weet nie of jy vanaand saam met my dalk wil staan en net 'n geloofsaksie doen. Ons is mos 'n Pinksterkerk, is ons nie. Ons hou van geloofsaksies. Ons hou daarvan van profetiese aksies, manifestasies. Ons hou daarvan om dinge te doen, om Hebreërs 11:1, om dinge wat nie of dinge wat ons nie sien nie, tot stand roep, dat dit tot stand kan kom. Nou, ek weet nie van u nie, maar wil u nie vanaand saam met my so bietjie en net aan die ander kant sak? Sak hom aan die regterkant vanaand. Here, ek sak my net aan die regterkant vanaand. En ek vertrou op u vir 'n groot vangs, Here. Ek dank u daarvoor. Net aan die regterkant vanaand, Here, en ek vertrou op u. Mag die Here hierdie woord in die hart seën vanaand en mag u die opvang, mag u die vangste kry waarna u smag. Ek weet Madeleine hou baie van visvangs. Hierdie woord was amper vir jou, amper in jou kraal in, my sis. So amper in jou kraal in vanaand. Maar wil jy nie net vanaand so 'n bietjie dit deel maak van dit u approach, u aankom na die Here toe. Verander net so 'n bietjie ietsie vanaand. Yes. En kyk wat die Here kan doen. Look what the Lord has done. Hierdie koortjie wat Werner vanaand gesing het. Look at what the Lord has done. Ek dink toe hy afklim uit die skytjie uit en hulle kon dit tel, het hulle gesê, kyk wat het die Here gedoen. Kyk hoe het die Here voorsien. En kan ons dan nie vanaand anders as om net aan die Here die eer te bring vir sy voorsiening. Amen. Het ons nog 'n ou koortjie, laaste ou enetjie. Ons het 'n antwoord. Sy wil ons afsluit met gebed vanaand. Dankie dat ons vanaand diens gehou het en dankie dat ons vandag ook 'n lekker dag gehad het. Amen. Amen.
Kort en kragtig, hy sal weer genooi word. Laat ek u dan net seën voordat u gaan. Ek glo dit is waarvoor ons wag. Numeri 6:24 sê die Here sal my seën en my behoed. Die Here sal sy aangesig oor my laat skyn en my genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor my verhef en aan my vrede gee. Amen.